Heilige Gees, wees welkom hier. Hier sit ons met ons pakkie menswees voor U. En Here, al wat in my hart leef is wat Dawid gesê het in Psalm 27 vers 4, Here, ek sit hier op die oorlogveld. Ek sit hier met hierdie omstandighede, maar die een ding, tussen alles, die ding waaroor ek wens, is dat ek in die heiligdom mag wees. Om U skoonheid, your beauty, U heerlikheid te aanskou en daaroor na te dink in U tempel. Dankie Here vir soveel geloofsgetuies wat voor ons gaan, maar vanmôre wil ons U net hier innooi. En ek dink so terug, U sien my eie hart, en U het my gesien hier in die pastorie, toe ek vir die dag vir U sê, Here, nou plaas ek my dogma, en alles wat ek dink oor U, en alles wat ek dink oor die Bybel op hierdie tafel van Oupa Hannes, my lesenaar wat ek geërf het, sorteer dit vir my uit, Here. En dankie dat die werk wat U in ons begin, dat U dit sal volëindig. Here, ons sit met verskillende omstandighede, verskillende gemoedstoestande vanmôre hier, maar deur dit alles wil ek bid dat U vir ons daar sal ontmoet waar ons nou is in die lewe, en dat ons die paadjie verder met U sal kan loop. In Jesus se naam. Amen. As ons gaan kyk na Genesis 3, eintlik Genesis 1 tot 3, dan sien ons iets van Vader se hart, wat nie skeiding wil hê nie, hy wil die mens eintlik intrek, en by hom hou. Ons noem dit intieme wandel met die Here. Ek gaan dit 'n ander term ook vir vandag noem. Maar in hierdie onsigbare eenheid wat ons nie regtig kan verstaan van die drie eenheid nie, kom God en hy dink, ek probeer nou nie sê ek weet wat hy gedink het nie, maar ek dink wat hy gedink het was, ek wil nie net ek wees nie. Ek wil iemand intrek in hierdie kring van ons eenheid, ons absolute liefde. So in Genesis 1 en 2 is dis 'n gegewe, liefde is 'n gegewe. Die rol wat Adam en Eva moes speel was 'n gegewe, dit was volmaak. Hierdie absolute waardevolheid het hulle geweet. Ek is geskape na die beeld van God. En dan kom Genesis 3. En dan sien ons iets van die Vaderhart. As hy daar stap, elke dag lyk my saam met hulle so gestap, en nou sê hy vir Adam, waar is jy? Weet jy, soos wat ek nou terugkyk oor hierdie maand wat in my eie lewe en in my kop en my hart gebeur het, is dit hierdie verskriklike verlange van, waar is jy dan nou? Ek wil jou hier by my hê. Ek wil met jou kommunikeer. Ons het dan elke dag was ons by mekaar. En dan as ons gaan kyk, spring Nuwe Testament toe, en dan kom Jesus, en hy sterf. En wanneer hy sterf, wys hy iets van Vader se hart. Die voorhangsel skeur, daai skeiding wat daar tussen heilige en allerheiligste was, skeur, en is weer eens Genesis 3. Waar is jy? Ek wil jou by my hê. Skeur hy, nie van onder na bo nie, bo na onder, en daar's method in the madness, dis net God vir daai verskriklike gordyn, kon laat skeur. Maar wat ek in hierdie inleidingkie vir julle wou sê is, Vader se hart is, ek wil jou by my hê. Om terug te kom by myself, die hele tema van intieme verhouding met die Here, beskryf ek nou as vriendskap
met God. Maar tot 'n maand terug was dit vir my 'n baie moeilike konsep. In my ouer huis het ek die Here Jesus leer ken. Jesus het vir my gesterf. Ek het besef dat ek hom nodig het. Ek het besef dat hy in my lewe moet wees. Maar by dit alles het my kinderpersepsie vir my gesê, maar God is so heilig, as jy iets verkeerd doen, dan is jy in die moeilikheid. En my kinderpersepsie het vir my gesê, emosies, daar's fout met emosies. As dit by God kom, moet daar nie emosies wees nie. Jy gaan, ons sê mos mekaar, die regverdige sal deur die geloof lewe. Nie deur sig nie, maar deur die geloof. Daai skrifgedeelte. Maar my hele menswees was, jy sing jou liedjie, maar dis baie keer belydenisse oor God. Daar was min aanbidding, en as ek aanbid het, dan was dit so. Toe ek in Jerusalem gaan bly het daai 3 maande in Sukkot-Halel, en ek sê vir Hanlie dat dit weer so bietjie teruggekom na my toe, is hierdie aanbidding, dit is 24/7, is dit intercession and worship. En is net hierdie aanbidding en ek staan daar, maar eintlik wil ek daar op die grond lê voor die Here. Omdat dit is vir my so intiem, dit is vir my so kosbaar, dit is vir my so groot wat hier gebeur. Maar ek staan daar, ek sê vir dit, die gevoel was soos 'n ridder met daai eysterpak. Daar staan jy. En ek weet, hier in my liggaamsgeheue, dis hoe ek opgelei is. Hy is so geleer. Hy is so geleer, jy sal hier staan, as jy hier val, gooi jy jou hele naam, nie dat hulle geweet wie ek is in Jerusalem nie, dit was maar nou gaan ek los, want anders gaan ek baie lank oor myself en my eie denke, maar dit was hierdie op jou tande kners. Jy vat die skrif, en jy kners op jou tande, en jy gaan aan met die lewe. En ek het hierdie boekie begin lees, Friendship with God, van Trevor Hudson. En ek het so tot die 2de hoofstuk gevorder, en toe sit ek om een kant, sê, vriendskap met God is onmoontlik. God is 'n heilige God. Jy staan amper op aandag. Gehoorsaamheid is beter as offers, daai wat Samuel gesê het. En dit was my default. Gehoorsaamheid aan God. Dit was die hoofdoel van my hele geestelike lewe. En ek en Hanlie woon toe, die seminar se naam was The Spirit of Prophecy. Maar ek sê te vir Hanlie, weet jy, dit voel net vir my, ons moet die Heilige Gees begin vertrou, en ons moet die Heilige Gees volg. Hierdie vrou kom van Kanada af, sy is eintlik van Costa Rica, oorspronklik. Maar skielik beleef ek iets van so genuine, so sag, so liefdevol, as sy oor die 3-eenheid praat, en ek sit in daai vertrek, lesing na lesing, en ek kom nie agter iets gebeur in my lewe nie. Wat ek vandag wil sê is, gehoorsaamheid is waar, maar die hoofdoel van my lewe is nie die gawe nie, is nie die genesing nie, is nie wat ek kan kry nie, maar is die persoon met wie ek in vriendskap is. Ek gaan dit verder verduidelik. Johannes 15. Eintlik gaan ek praat oor vers 15, maar ek gaan in vers 9 begin. Net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly,
net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Hulle sien nou in my kop en wat ek optel is gehoorsaamheid. En ek mis die res. Dit het ek vir julle gesê sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Jy mag dit doen, jy mag dit net nie geniet nie. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Daar sou ek ook nou lekker vasgesteek het. En dan sê hy, ek noem julle nie meer slawe, dis nou hierdie vertaling. Ek dink dis diensknegte kan jy vertaal. Die Griekse woord is doulos, wat eintlik maar slaaf beteken, dienskneg, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ek noem julle nie meer slawe nie, ek noem julle vriende. Hierdie gaan oor 'n intimiteit, 'n verandering. Nou kan ons sê, maar dit was die disippels, hy het 3 jaar saam met hulle gelewe, maar hierdie is vir my wat vandag lewe. Dit gaan oor, ek hoor wat ek sê, dit gaan oor die persoon. Ek fokus op die persoon. Dis my eerste fokus. As ek 'n beste vriend het, wat julle seker almal het, hoekom het ek 'n beste vriend, of hoekom het ek hierdie kontak? Is dit dat ek iets uit die vriend kan kry, met ander woorde, hy gaan deure vir my oopmaak, hy gaan 'n klomp goed vir my doen, of is dit die Engelse woord, to have pleasure? Ek het nou die Afrikaanse woord gaan soek, toe dog ek het sê nie heeltemal wat dit sê nie, om behaag te hê. Ek weet nie hoe te behaag. Ek behaag. Maar in elk geval letterlik amper so Chinees. Maar in elk geval, julle, dis my taal wat ek nou oorlaag. Maar dit klink net nie to have pleasure. Dit is nie net geniet nie, dit is nie plesier nie. Dit is hierdie, ons waardeer mekaar, ons is by mekaar, ons daai geniet, daai teenwoordigheid, dis lekker, ek wil by jou wees, watter geslag dit ook al mag wees. Vir die disippels was dit, ek wil soos my rabbi wees, ek wil soos hy praat, ek wil soos hy aantrek, ek wil soos hy leef. So dis 'n hele nuwe lewenswyse, 'n nuwe taal. Ek gaan later, ek gaan nou elke keer as ons by mekaar kom, bietjie verder borduur, maar my eerste taal wat ek gaan praat is Bybels. Dis nie Afrikaans nie, dis nie Engels nie, dis Bybels. Dis my eerste taal, dit is 'n manier van praat, maar nou konsentreer en fokus ek op hom. So my gebed in die oggende is, Here Jesus, vanoggend weer vir hom gesê, Here Jesus, ek wil een van u beste vriende wees. Want onthou, dis nie net ek nie, dis almal reg oor die wêreld. Ek wil een van u beste vriende wees. Laat my die Engelse woord is affection. Die Afrikaanse woord is weer net so lank, maar affection, liefde, toenadering, wat die woord ook mag wees, laat my u liefde, en dan die woordjie wat vir my moeilik was, voel, ervaar, nie net weet. God is liefde. Ek het dit geweet, maar dit vir my niks beteken, ek het dit nie gevoel nie. Nou word dit die persoon van Jesus. 'n beste vriend is byvoorbeeld Johannes.
Nie dat Jesus nie lief was vir die ander disippels nie, maar tussen 'n beste vriend, of tussen twee beste vriende is daar liefde, maar daar's ook vertroue. I trust you. Ek vertrou jou. Weet jy, ek hoef nie te presteer nie, nou praat ek met Johan, want ek was die ultimate presteerder, poging tot presteer voor God. Gehoorsaamheid, ken die woord, wonder partykeer of ek dominee gaan swat het, teologie gaan swat het nie daaroor nie, ek weet nie, ek sal nie weet, maar God laat dit tog toe, maar in elk geval, maar dit gaan oor hierdie liefde vir die Here Jesus as persoon, wie hy is. So my fokus in hierdie maand het begin verander. Here, ek wil een van die beste vriende wees. Here, vandag as ek ry, selfs wat ek ook al gaan doen vandag, laat my u liefde ervaar en voel. Weet jy, dan begin jy vir die bome kyk. En dit raak special. En jy begin vir mense om jou kyk. Dit begin, vir my begin dit deursuur dat, Here, as ek vir iemand kyk, dan wil ek dit voel. Hoe voel u oor Erik, of oor Gys, of ek kan almal se name noem, maar net nou is daar blootstelling wat ek nie die poppiewet nagekom het. Maar in elk geval, is mos die poppiewet. Maar in elk geval, dis die eerste ding. Jesus, dis my motivering, hy noem my sy vriend. En ek wil sy beste vriend wees. Dan gaan dit nie net oor gehoorsaamheid nie. Gehoorsaam, laat ek liever dit so stel, dan word gehoorsaamheid, wow, ek wil dit doen, want hy is so special vir my. Ek wil nie anders wees nie. Dan vat ek hierdie woord en ek lees dit. Ek wil u hoor, ek lees die woord, ek wil by u wees, daar gaan meer tye word, want as iemand vir my sê, hoe kweek jy intimiteit met God, hoe sou my kop gewerk het? Jy moet die Bybel neerlees, jy moet langer bid, wat sou daar nog wees? Jy moet jou sondes gaan bely, want dit is skeiding tussen jou en God. Wat sê die Here Jesus? Kom net soos jy is, so vrot soos wat jy vandag voel, kom soos jy is, dit sal verander, want as jy by my is, gaan dinge verander, jy gaan my sien aan die kruis, en jy gaan begin agterkom, wat het my kruis toe gedryf, is my liefde vir jou. Verstaan julle die nuance verskil wat begin gebeur het in my lewe, dis vreemde wêreld. Dan, die volgende teks, ek is besig om dit mooi te onthou, is Dawid. Hy sê in Psalm 27 vers 4, nou die konteks, nou moet ek vir julle sê, ek dink Elise en Hadelie, wie ingeskakel het by daai donderdag nagmaal van my, sal weet ek het hieroor gepraat, maar ek het nie 'n klou gehad wat ek sê nie. Ek het nie die vaagste benul gehad, waaroor dit gaan nie. Dawid sit in die oorlogterrein, maar hy het die tempel beplan, hy het selfs die voorbereiding gedoen, hy het al die Lego stukkies by mekaar gesit, en die boekie daar neergesit, en hy het vir Salomo gesê, begin by bladsy 1, en dan sit jy hierdie by mekaar, en dis hoe jy die tempel, dis my baie eenvoudig gestel, maar hy het al die voorbereiding, hy het selfs al die liedere geskryf. Dawid is die een persoon wat gebede en liedere geskryf het, wat vandag nog gesing en gelees en geproklameer en gealles word. En nou kom sê hy, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon. Psalm 27 vers 4. In die huis van die Here te woon, om die lieflikhede, the beauty van die Here te aanskou en daaroor na te dink, te mediteer, te contemplate in sy tempel. Julle het die tempel nooit gesien.
Hy het dit nooit beleef nie. Maar nou sê hy, tussen alles wat ek geskryf het, tussen alles wat ek sê, hierdie is die ding. Hierdie is die ding. Ek wil so naby aan God wees, dat dit, as ek hier op die oorlogsveld is, as kwaadoeners op my toesak, dan gaan hy aan en hy sê dit, my hart, vers 8 sê hy, my hart ego u woorde, julle moet my teenwoordigheid opsoek, u teenwoordigheid, Here, soek ek op. Dit is kavana, is die Hebreëse woord, weet vir wie jy leef. Maar sien julle wat dit hier is? Dis die vriendskap, maar in die vriendskap is die enigste fokus die lieflikhede van God. Onmiddellik as ek dit sê, dan sien ek die tabernakel voor my met die reukofferaltaar. En daai spesiale mengsel wat Moses en Aaron gemeng het en daar laat brand het, en hierdie geur, en alles is goud in die heilige en in die allerheiligste. Alles is goud, maar daar's 'n geur. Dit is iets van God wat nie totaal anders is as net kognitiewe vashou aan skrif. Maar nou word dit, ek vat die skrif vanuit hierdie vriendskap, vanuit hierdie aanskou van die lieflikheid van God. Nou sal ek, as dit my hart begin verander, tyd by hom wil spandeer. Want, ja, dis waar, wat een vriend van my gesê het, intimacy with God takes time. Intimacy with God takes time. Maar weet julle, vir my was dit, ek wil dit afmeet, 'n uur of 2 of 3. Dan het ek 3 uur in die oggend wakker geword, 4 uur in die oggend my wekker gestel, want ek wil ten minste 2 ure by die Here spandeer, want dan lees ek die skrif en alles gaan sit hier. Maar jy sien, as jy die samestelling van die mens kyk, en as iemand voor my in my spreekkamer kom sit, dan weet ek, dis kognitief, daar's 'n wil, daar's emosies, en daar's alles wat jy in die lewe beleef, jou hele senuweestelsel kom sit hier voor my. Ek kan dit nie sien nie. God kan dit sien. Nou is dit, as ek in die oggende gaan sit, Here, net u teenwoordigheid, wil ek van bewus wees, en die werking, ek gaan sit vir 'n terapie sessie by die Heilige Gees. Die Heilige Gees, want niemand kan my help soos wat ek ander help nie. Ek moet weer iemand kry om my te help. En gaan sit ek by die Heilige Gees. Maar sien julle wat is daar, wat hy sê, dis hierdie ding. Hierdie is die een ding. Hierdie is die een ding wat ek wil hê. Ek wil in die teenwoordigheid wees. Al moet ek hier op die oorlogsveld. Dit was sy lewetjie. Konflik. Bloed. Wat ons sê, guts. Die hele wêreld vol. Dit was sy lewe. Maar sy, binne hierdie gemors, was sy kop en sy hart en sy liggaamsgeheue, sy emosies was, ek is by God. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde en aan waters waar daar rus is, lei hy my in. Dan sê hy selfs, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. En dan sê hy, want u kom en u salf my hoof met die suiwerste olie, dat my beker oorloop. Maar verstaan julle, ek gaan nie na Jesus toe sodat my beker kan oorloop nie. Ek gaan na Jesus toe dat hy Jesus is. Want Jesus gaan Vader se hart aan my openbaar. Dis amper soos ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek gaan in Vader se hart en kyk, en met Cassie Karstens by CSV, toe ek nog so jong was en baie hare gehad het, tussen al die jong mense, het Cassie Karstens op die jeugfeeste daai tyd gesê, let me into your heart, O God. Let me see what breaks your heart. Let my heart be broken too. Jy sien, as jy priester, profeet en koning wil wees, moet jy die hart van 'n priester hê. 'n gebroke hart. Anders gaan jy 'n harde koning wees.
anders gaan jy 'n harde profeet wees. Want 'n priester het met die gebrokenheid van die volk gelewe. Hy het met die gebrokenheid van diere wat hy moes slag, het hy gelewe. Die mense het met hulle stikkend en hulle vrese tabernakel toe gekom, tempel toe gekom, en dat hulle daai lam geslag. Met daai gebrokenheid van hart. En waar kry ek daai gebrokenheid van hart? Ek wil net by u wees om u lieflikhede te aanskou. Wat Moses vir God gesê het, kan ek nie maar u heerlikheid aanskou nie. Toe sê God vir hom, nee, jy mag nie my gesig sien. En toe sê hy vir God verder in 'n volgende gedeelte, as u nie met my verder gaan nie, met ons verder gaan nie, dan wil ons nie verder gaan nie. Daai was nie net die teenwoordigheid, alomteenwoordigheid van God, of die teenwoordigheid van God in my naby bekering nie. Dit was die manifesterende. Ek gaan in 'n volgende keer daaroor praat. Wat beteken dit? Die manifesterende. Jy gaan dit weet, as Jesus in hierdie vertrek is, die Heilige Gees in hierdie vertrek. Dis hoekom in die begin gesê het, Heilige Gees, wees net welkom. Wees net welkom hier. Die laaste skrifgedeelte is Johannes, is terug na Johannes toe. Johannes is 'n baie spesiale vriend van Jesus gewees. In sy gebed, die aand voor hy sterf, bid hy hierdie gebed. En hy sluit hierdie gebed af met vers 26, ek gaan vers 25 ook lees. Johannes 17, vers 25. Hy sê, onthou hy staan daar, hy weet, enige oomblik gaan hom gevange neem. En dis net voor hy sterf, bid hy hierdie vir sy disippels, en bid hy, vers 25, Johannes 17 vers 25, regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en hulle in my. Ek het u naam, Vader, ek het aarde toe gekom, en ek het u heerlikheid, hulle kon sien vir 3 jaar lank, en die mense kon sien wat ek doen en wie ek is, hoewel baie se oë gesluier was, maar ek het u naam, wat sê hy ook, u naam, ek het u hart kon vertoon. Hulle het Vader, hulle het u hart gesien, hulle het u gesien. Hy het vir Filippus gesê, Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien, want ek is in die Vader, en die Vader is in my. Dan kom hy nog verder en sê, ek is in julle, en julle is in my. Dit is amper soos 'n kietkebrood, die challah wat so gevleg is. As jy die challah sien, dan sien jy, as jy ingevleg, jy en die soer is ingevleg in mekaar. Dis die brood wat hulle by die Shabbat eet gebruik is as julle. In elk geval, hy sê, ek het u naam bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak. Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Dis die, wanneer ek die doop en die salwing met die Heilige Gees ervaar het, en ek weet die Heilige Gees, as ek in my kar klim in die middag en ek ry, of ek sit in my spreekkamer, dan weet ek, Heilige Gees, u is in my, nou moet ek u vertrou. Nou moet ek met een oor daar luister, maar met 'n ander oor daar luister. Het raak nogal bietjie 'n interessante dinamika. Maar die Heilige Gees gaan in my wees, en die Heilige Gees gaan ons in die volle waarheid lei. Ek voel baie keer, mens moet sê, Jesus kom in my hart, en dan moet mens sê, Heilige Gees kom in my lewe. Dit voel vir my daai, ek weet nie hoe Bybels dit altyd is, maar Heilige Gees, wees welkom, want Jesus het gesê, dis vir julle goed, dis vir julle, tot julle voordeel dat ek weggaan. Want ek gaan die Heilige Gees stuur. Onthou die profete in die Ou Testament,
net van die Heilige Gees het net van tyd tot tyd op hulle gekom. Ek en jy die voorreg, die Heilige Gees is in my. Verstaan jy jou profetiese rol? Begin jy iets sien van jou profetiese rol hier op aarde? Maar dit gaan nie oor, laat ek liewer so sê, kom ons begin net vandag, ons begin by die Here Jesus. En ons fokus op hom, en dan sê hy, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees. Vader, laat hulle my lief hê, soos wat u my lief het. Dis my gebed. Vader, maar my gebed is, Vader, deur die genadewerking van die Heilige Gees, plaas u liefde in my, dat ek Jesus sal lief hê, soos wat u hom lief het. Daai paadjie gaan jy loop tot die dag dat jy jou kop neersit. Dis al wat ek hierdie maand gedoen het, is om ek het daai gebed vir myself geskryf, en as ek op pad is, iewers en as die oggend wakker word, dan sê ek, Here Jesus, ek wil een van die beste vriende wees. Laat my vandag u liefde, u toenadering, your affection, toenadering is die Afrikaanse woord, u toenadering, vandag voel en ervaar. Dis 'n intense emosionele ding om lief te wees. Een ou eendag in 'n huweliksverryking gesê, dis 'n wilsbesluit. Weer, en dit gaan tandeknars kos. As jy saam met my veral moet leef, dan kan nie. Ek ervaar dit in my huwelik ook, soos wat die Here Jesus my hart raak, dit 'n emosionele saak. Dis lief vir hom. Dis emosioneel. Dis nie 'n wilsbesluit nie. As dit 'n wilsbesluit was, het ek myself lankal al baie toegestuur, so iets. Ek bedoel, sy sou op 'n trip gegaan het, lank. Maar in 'n geval, voor ek nou heeltemal op die huweliksverryking ding gaan. Here Jesus, ek wil een van die beste vriende wees. Sela, dink net bietjie daaroor. Ek en u. Brother Lawrence het gesê, en ek lewe asof dit net ek en hy is. Laat my vandag u liefde, jou affection, u toenadering voel en ervaar. Dan sê ek baie keer, Here, met elkeen wat ek te doen kry, dat hulle dit ook voel en ervaar deur my. En dan sê ek, laat my vandag u lieflikheid en u skoonheid in alles om my sien. Vader, in die naam van Jesus Christus vra ek deur die genadige werking van u Heilige Gees, stort die liefde in my hart uit, dat ek Jesus so lief sal hê, soos wat u hom lief het. Dis al waarmee ek my nou besig hou. Ek probeer nie meer presteer nie. Maar weet julle wat, het ek agtergekom? Ek kan doen wat ek wil, ek gaan nooit bykom by God se standaarde. Maar hy sê, hy wil by my wees, net soos ek is. Net soos ek is. As ons teruggaan na Genesis 1, sluit ek daarmee af. Vader wys net sy hart aan Genesis 3, waar hy vir Adam sê, Adam, ja, wat het ons gehad? Wat het ons gehad? Waar is jy? Weet julle, ek kan nie eens dit sê, dat in die verlede ek dit gehad het nie. Ek begin nou iets daarvan beleef. Maar ek het soveel woord geleer, ek het soveel dinge geswat in my verlede. En nou kom Dawid sê, Here, net daai een ding. En Jesus sê, julle is my vriende, en Dawid sê, net daai een ding.
ek wil net die lieflikheid aanskou in my lewe. En dan sê Vader, ek het so die begeerte dat julle my seun sal lief hê, soos wat ek hom lief het. Dis my hart. Want jy sien, as ek profeet wil wees, as ek koning wil wees, as ek priester wil wees, moet ek hierdie lewe hê om in die hart van God in te kyk, of in die hart van God te lewe, en dan vanuit die hart van God te lewe. En jy hoef nie te presteer nie. Wees net. Uit hom leef, beweeg en is. Die nuwe vertaling sê bestaan ek. Die is vir my baie mooier. Dis in opvoedkunde het ons geleer fundamentele opvoedkunde. Daai is van die mens. Ek wil nou nie liries raak oor fundamentele opvoedkunde nie, maar dit het so by my vasgesteek. Jy moet die kind begelei om te is wie hy is. God wou hê hy moet wees. Uit hom leef, beweeg en is ek. Dit is begin maar net. Aanvaar net dat hy vanmôre vir jou sê, ek wil jou vriend wees. Ek wil nie daai ver God wat Johan gedien het nie. Onthou wat het ek in kweekskool gesê, hy's 'n ou man wat op 'n troon sit, met 'n scepter in sy hand, en hy sjant almal rond, en hy betug almal. Dit was God vir my. En hierdie maand het ek iets anders geleer, ek kan op 'n brandstapel sterf vir daai siening van God. So Here, daar's nie so sagtheid in U, wat ek nooit in my lewe beleef het nie. Want ek wil so graag die gawes van die Gees uitleef. Ek wil so graag die ampte, wat in Efesiërs 4 genoem word, uitleef, maar ek het so gefokus daarop, ek het so gefokus op gehoorsaamheid, ek het so gefokus om, kan mens sê, op die woord te staan, dat ek vergeet het om by U te wees, en net te ervaar U wil by my wees, ongeag wie ek dink ek is, of mense vir my sê wie ek is. Daarom, Here Jesus, hierdie maand, weet U, was dit opnuut my gebed, kom opnuut in my lewe in. Die ware Jesus, kom in my lewe in. Die sagte, gentleman, Heilige Gees, kom in my lewe in. Want Here, hierdie lewe moet aan ander lewens raak, met die transformasie, krag van die Heilige Gees. Here, soos wat U ook vir my in hierdie week gesê het, Johan, wees net getrou in die geringste. Net dit wat ek nou op jou pad bring, wees net getrou daarin. Dankie daarvoor, Here. Ek wonder wat sien jy in jou gees, en wat beleef jy in jou gees? Miskien is dit ook wat God vir Adam gesê het, waar is jy? Wil net by jou wees. Miskien is dit Jesus wat op die see, die stormsee loop, en net aankom na jou toe met sy uitgestrekte arms, en sê, Ego Amy, dit is ek. Dit is ek. As my arms so oop is na jou toe, dan wys ek jou die hart van Vader. Hy wil jou intrek, hy wil jou lief hê. Here, dankie vir vanoggend dat ons net opnuut kan sê dat ons
net soos ons is, nou by U wil wees. Want by U is daar verandering, by U is daar transformasie, sonder dat ons dit dikwels sal agterkom. Ek eer U daarvoor, en ek kan bid U. Beste bad is net vir jou. Mag jy kan sien as die genesingswater roep.